Baie welkom aan een en elkeen. Dis lekker om by mekaar te kan wees vir die gemeenskaplike doel om die Here se naam groot te maak. Geen ander rede nie. Geen bybedoelings nie, geen vrae nie. Ons is hier elkeen wat ons kom en sê ons wil graag die Here se naam groot maak. Was daar enige verjaarsdag hierdie week gewees? Niemand verjaar ooit in hierdie gemeente nie. Aanddiens vanaand is 6:00. Ek nooi elkeen uit, ek sal net op die groep ook sit, vir die wat nie vanoggend in die kerk is nie, net as herinnering, as vanaand 'n aanddiens. Dit is van 6 tot 7, en soos julle ook weet, ons gaan nie minuut oor 7 nie, ons gaan by die dag gaan ons na 7, maar hier gaan ons tot voor 7. En dan die instelling van die nagmaal is nou donderdag aand, ook 6:00, en ek wil vir elkeen ook uitnooi om te sê asseblief, as jy in jou hart vind, kom gerus en kom geniet dit saam met ons. Dit is iets besonders om op 'n donderdag aand in die kerk te kan wees. Dit voel dalk nie altyd reg nie, maar dit is daai diens wat jy nie mis nie. En dan is daar Ignite the City wat die 18de April is. Dis 'n Saterdag en ons was dis Maandag aand gewees. Ek kan nie sê dit was nou in die laaste weke wat het ons die vergadering gehad en ons is 55 kerke in Nelspruit wat betrokke is by Ignite the City. 87 predikante was Maandag aand daar gewees. So dit was 'n geseënde diens ook gewees. Ignite the City gaan die 18de wees en dit is ek het 'n lys op daai tafel. Wat ek voorstelle wil hê asseblief. Ons gaan nog vir die volgende 2 weke gaan ons voorstelle vra. En as jy nie dit daar invul nie, jy wil vir my 'n WhatsApp stuur, dis ook alright, vir ons uitreik. Nou, dis ook sê, daar's 55 kerkdenominasies in Nelspruit wat gaan deelneem aan dit. En jy gaan in die oggend, gaan ons almal by mekaar kom in die kerk, hierso 7:00 tot 8:00 toe. Dan gaan ons saam bid en die dag seën, die verrigtinge van die dag seën vir elke kerk. So elke kerk se lidmate kom in sy eie kerk by mekaar tussen 7 en 8. Ons gaan beplan, dis wat ek idees het. Ek het 'n idee wat ek wil doen. Ander mense het alreeds vir my idees gegee. En dan gaan ons as 'n gemeente saam besluit, watter uitreik gaan ons doen? Waarna toe gaan ons dan die dag beweeg? En wat dan gebeur is met die uitreik tussen 7 tot 8 van 9 tot 1:00 die middag gaan elke gemeente dan na uitreik toe. Gestel jy wil 'n uitreik hê, ek weet daar's van die kerke wat reeds gekom het en gesê, ons gaan Nyamazaan straatbediening doen. Dan is dit vir die kleiner kerke is dit half moeilik om so iets te gaan doen. So ons koördineer dan met Ignite the City, dis 'n organisasie wat begin het, en almal gaan dan saam en hulle kom en sê, maar weet jy, daar's 4 kerke, gaan julle 4 kerke saam as 'n groep. So elke ou gaan self besluit waar gaan ons heen en wat gaan ons vir die dag dan doen. En dan van 5:00 die middag tot 9:00 die aand is daar dan by die amfitheater in Emkestraat, kom al die kerke dan by mekaar, die gemeentelede, lidmate, hoe ook al ons hulle 'n naam wil gee, kom by mekaar vir 'n lofsang erediens. Dit klink verskriklik lank om te sê, jy gaan vir 5 ure lank kerk hou, maar vir daai 5 ure gaan jy kan kom en gaan. Dit gaan nie 'n diens wees wat jy gaan en gaan sit en ons hou 'n volledige diens, soos wat ons op 'n Sondag doen nie. As jy kom en sê, ek gaan vir 'n uur, wil ek gaan saam worship en saam lofliedere sing, is dit dan ook reg. So, die dag word afgesluit daar 9:00 die aand. Die doel van hierdie is om Ignite South Africa te begin. As ons in die Bybel gaan kyk, ook die tempel is in die ooste kant, is die deur oopgemaak. En ons is simbolies
of nie simbolies nie, geografies in ons land is ons aan die ooste. So ons gaan die lig aansteek in Nelspruit, in die ooste kant van die land. En dan is die beplanning om binne 2 jaar al die kerke deur tot in Kaapstad te kan kry, wat aan die ander kant van ons land is, om die lig in elke dorp aan te steek, dat die kerke, die geloofsgemeenskap van die Here kan begin saamwerk. Dat daar nie 'n onderlinge striweling onder kerk is om te sê, maar as jy nie in my kerk is nie, is jy nie reg nie, of as jy nie in daai kerk is nie, is jy nie reg nie. Om die gemeenskap van gelowiges van Nelspruit tot in Kaapstad, stad vir stad, dorp vir dorp, saam te gaan kry om te sê, ons dien almal een Here, en ons gaan almal dieselfde worship doen. So, ek sien nogal baie uit daarna, soos ek sê, daar is 'n lys, asseblief, sit, as jy 'n idee het, wat jy kan kom en sê, kom ons reik uit na hierdie gemeenskap toe, kom ons reik uit na hierdie mense toe, wat ook al jou behoefte is, sit vir my neer, en dan gaan ons oor 2 Sondag gaan ons saam besluit en sê, hier is ons nogal stemme vir dit, hier is nogal stemme vir dit, wat dink julle daarvan? Wat gaan ons as 'n gemeente doen? Ons het so 3 weke terug gepraat van die plante, om 'n plant te bring as 'n simbool van lewe. Nou ons gaan die 18de ook, het ek goed gedink, wil ons dan die plante wat ons het, vir die gemeenskap waar ons uitreik, vir elke, die plante wat daar is, vir hulle te gee en te sê, hier is 'n simbool van lewe, 'n simbool van groei, want 'n plant of 'n boom of wat jy ook al bring, het groei in hom. So ons gaan dit dan saam uitdeel en te sê, kom ons gee vir julle ook 'n simbool van groei, van lewe van ons kerk af. Kom ons sit so en ons buig die hoofde. Almagtige God en Vader, hoe kosbaar is U? Hoe groot is U naam? Hoe wonderlik is dit om U te aanbid? Here, ons eer U, ons loof U, ons maak U naam groot. Dankie Here vir geleenthede wat beskikbaar is om U lig uit te dra. Dankie Here dat U ons lei, dat U die lig op ons pad is, dat U daar is, dat U met ons is, dat U in ons is, en dat U alleen die wonderlike, die almagtige, die skepper van hierdie hemel en aarde is. Here, ons bid dat U ons geestesore en ons geestesoë sal oopmaak en ons harte ontvanklik sal maak vir hierdie boodskap. Ons gebed is in die naam van Jesus Christus alleen, ons verlosser. Amen. Vandag se teksvers gaan Jesaja 50 wees. Maar dit is belangrik ook, ek wil net so in die verootmoedigingstyd net so gedeelte gebruik, net om die boek van Jesaja te beskryf. Want as ons kyk na Jesus se spreuke en sy preke en sy leringe, haal hy verskriklik baie uit die boek Jesaja uit. En as jy nie Jesaja verstaan nie, dan kan jy baie keer kom en sê, maar hoekom gebruik so baie predikante die boek Jesaja? Dood eenvoudig, want Jesaja 50 laat ons aan Jesus dink. Dit is die amper volmaakte beskrywing van Jesus. Maar Jesaja kan ook opgedeel word volgens geleerdes in 3 gedeeltes. Die eerste 39 hoofstukke is geskryf in die 8ste eeu, dis voor die ballingskap, die 8ste eeu voor Christus natuurlik, toe Juda bedreig was deur Sirië en Assirië, as gevolg van veral hulle eie sosiale sondes wat hulle gepleeg het, en dan die Here se straf op dit. Dan sien ons vanaf hoofstuk 40 tot 55, is heel moontlik geskrywe gedurende die ballingskap, terwyl hulle in Babylon was. Want dit is vol hoop, dat God binnekort hierdie ballingskap sal ophef. Dus hierdie klompie boeke, 15 hoofstukke is grotendeels op hoop gevestig.
En nou kom die laaste 10 hoofstukke van 56 tot 66 en dit is heel moontlik geskryf na die terugkeer na hulle land toe, na die beloofde land toe. Want nou sien ons ook dat daar's 'n mengsel van hoop en van wanhoop. Hoop op God se trou om sy volk te herstel. Lyk my hierdie ding is weer vandag op sy stukke. Maar daar's ook wanhoop omdat die volk so traag is om op God se ingrype te reageer. Die volk is nog steeds besig met hulle eie dinge. So Jesaja kom en dan sê hy, hoekom? Waarom? Al hierdie hoop en wanhoop sien ons dan in die laaste 10 hoofstukke. Maar wat interessant is, in die tweede fase, terwyl hulle in ballingskap was, is daar 4 diensknegliedere geskryf, tussen 40 en 55. En dit breek so 'n bietjie die vloei van hierdie boek. Dan gaan jy dan partykeer wonder, maar hoekom is dit daar ingesit? Maar dan gaan kyk jy na hierdie diensknegliedere, dan sien jy maar eintlik is daar ook 'n eenheid. Dit maak 'n onderlinge eenheid ook in hierdie 15 hoofstukke. Want ons sien in die eerste lied in hoofstuk 42 vanaf vers 1 af, gaan dit oor die keuse van God se diensknegt. Wat God se gees ontvang en wat ook God se wil bekend maak vir die nasies. Maar ook om te kom en te sê, God is die lig vir alle nasies. Dan in die tweede lied in hoofstuk 49, gaan dit oor die worsteling van hierdie diensknegt. Want hy sit en sê, ook hy wonder, is my arbeid genoeg? Is my arbeid die moeite werd vir God? En wat verseker word, is die Israeliete, sal die Israeliete baat vind daarby? Jammer julle hierdie. Maar is dit, hierdie diensknegt worstel dan ook, doen ek wat ek doen, net vir die Israeliete? Gaan net die Israeliete baat vind by wat ek doen? Of wat ek doen, is dit goed genoeg vir al die nasies van die wêreld? So hierdie diensknegt sit met 'n worsteling, wat doen ek? Doen ek dit reg? Is ek daar waar ek moet wees? En dan sien ons in Jesaja 50, en dis die derde lied, en dis die lied wat ons vandag ook gaan bespreek, waar die diensknegt kom en sê, ek sal getrou bly aan my opdrag. Ek het 'n opdrag gekry, en presies wat ek hoor, sal ek doen, ten spyte van die lyding wat ek ervaar. En dan kom die 4de lied, en dit gaan oor die ontsag vir die lydende en hierdie verworpe diensknegt, selfs onder die heidene, juis omdat hy goed doen terwyl hy ly, terwyl hy gestraf word, terwyl hy fisies deur hierdie worsteling gaan, terwyl alles in sy lewe deurmekaar is, lees ons dat hierdie diensknegt sit in afwagting. Hy's geduldig, want hy wag vir God se verlossing. En dan sien ons hierdie is die volmaakte diensknegt. Hierdie Israeliet word beskryf as die volmaakte mens. Een met onoortreffelike heiligheid. Die Messias. Die een waarmee Jesus homself geïdentifiseer het. En ook die een waarmee die evangelieskrywers Jesus geïdentifiseer het. Is dit dan nie wonderlik dat ons kan sien dat hierdie 4 liedere moet daar wees, sodat Jesus ook deur die evangelieskrywers kan beskryf word as die volmaakte Messias, die volmaakte diensknegt Israeliet. Want 8 eeue voor die tyd is dit al geskryf. Messias is op pad. Hy gaan daar wees en hy gaan volmaak wees. So dis nodig dat ons Jesaja dan in hierdie konteks ook sien om te sien waar Jesus beskryf word
en dat Jesus weer terugverwys, Matteus en al die evangelie skrywers, al die evangelie boeke eintlik, maar grootendeels in Lukas, om terug te verwys, ek is die een wat gekom het, ek is die volmaakte Israeliet, ek is die diensknegt wat kom om jou voete ook te kom was. Soos ek net gesê het, ons gaan lees uit Jesaja 50 uit. En ons dis die diensknegt van die Heer, so ons gaan Jesaja 50 vanaf vers 4 lees. En dis die derde lied wat geskryf is oor die diensknegt van die Heer. Vers 4. Dit is my Heer, die Here, wat aan my 'n vaardige tong gegee het, sodat ek kan weet hoe om die vermoeides met 'n boodskap op te beheer. Elke oggend maak hy my wakker. Hy wek my oor om soos 'n leerling te luister. My Heer, die Here, het my ore oopgemaak. En ek was nie opstandig nie. Teruggedeins het ek nie. My rug het ek gehou vir hulle wat staan. En my wange vir hulle wat my baard uitpluk. My gesig het ek nie verberg vir beledigings en spieg nie. Dit is my Here, die Here wat my tot hulp kom. Daarom voel ek nie verneder nie. Daarom het ek my gesig soos vuurklip gemaak. Ek het geweet dat ek nie beskaamd sou staan nie. Hy wat my reg handhaf is naby. Wie sal teen my 'n regstryd voer? Laat ons saam plek inneem. Wie is die teenstander in my saak? Laat hy nader kom. Kyk my Heer, die Here kom my tot hulp. Wie is dit wat my skuldig laat verklaar? Kyk, hulle sal almal soos 'n kleed verslyp. Motte sal hulle wegbreek. Vers 8. Laat hy nader kom. Ons is vandag op Palmsondag. En ek is gefassineerd met hierdie laaste week van Jesus se lewe ook. Van hierdie Sondag tot volgende Sondag. Het so baie gebeur in sy lewe. Ons lees die gelykenisse, ons kry boodskappe, ons almal ken baie van die gelykenisse. Maar as ons gaan kyk, is die meeste van hierdie gelykenisse gaan in hierdie week gaan dit gebeur. Gaan hy die volk vertel daarvan? Gaan hy ons lewe verander? Soos wat sy lewe verander het van Sondag tot Sondag. Van die Palmsondag tot die volgende Sondag het hy gesterf en het die dood oorwin. Hy het die tempel skoongemaak. Hy's gekruisig. Hy's gespoeg in die gesig. Hy's fisies verneder, nie net verneder nie, hy het ook deur 'n martelingsproses gegaan. Maar hy het elke week, of elke dag het hy opgestaan. Ons gaan ook net hoor dat hy het elke aand op die Olyfberg gaan slaap. Nou, as ons lees in die woord, ek is nie seker, ek dink is in Lukas 12, sê dit, die Olyfberg was 'n Sabbatsdag se loop weg gewees. Nou, baie keer dan dink mense, okay, Sabbatsdag se loop. Ek weet nie hoeveel van julle weet hoe ver is 'n Sabbatsdag se loop nie. Dis 800 meter tot 1 kilometer. Want dit is wat jy toegelaat is op 'n Sabbat om te mag stap. Dis hoe ver die verste tente van die tempel af was. So op die Sabbatdag mag jy nie te veel geloop het nie, jy mag nie gearbei het nie. Jy mag nie oefeninge regtig gedoen het nie. So as jy verder as 'n Sabbatsdag stap was, moes jy voor die Sabbat jou tent nader skuif aan die tempel, want jy mag tussen 800 meter en 1 kilometer mag jy gestap het. So in die Olyfberg was 'n Sabbatsdag stap weg
van die tempel af, van Jerusalem af. So die berg was baie naby in Jerusalem gewees. So die Here het elke aand uitgestap, nadat hy bedien het, en hy het Olyfberg toe gegaan. Maar ons sien dan ook hierso die Saterdag aand, die einde van die Sabbat, want die Sabbat gaan tot sonsondergang. Ekskuus tog. Het Jesus na Betanië toe gegaan. En dit is, Betanië is naby die Olyfberg, en ons lees dit in Markus 11. En hy het gaan kuier by Lazarus. Martha en Maria was daar, en hulle was in Simeon se huis gewees. En Maria het Jesus se voete gewas met nardesolie. En natuurlik het Martha nou daaroor gepraat en gesê, of nee, dit was nie Martha nie, jammer, dit was Judas gewees. Judas het nog gesê, maar jy mors al hierdie olie op sy voete. Want kyk, Judas het mos die geldkassie vasgehou, maar sy vingers was op, mos maar in die geldkassie gewees. So, ons wil nie te veel van hierdie nardesolie, wat die duurste olie was, net 'n jaar se loon, sê die woord, voor Jesus se voete nou uitgegooi. En Jesus het gesê, dit is reg so, want sy berei my voor vir my begrafnis. Nou ek kan vir een en elke van julle sê, as ons vanaand iewers by 'n funksie is, wat ook nou op 'n Sondag aan, en iemand kom was my voete, en ek sê vir jou, weet jy mag my voete maar was, en jy berei my voor vir my begrafnis. Gaan julle vir my lag, en julle gaan vir almal lag, want jy keer dan nog niks. Alhoewel ek al begin aan die meer somers as 20 het, was Jesus nog 'n jong man gewees, hy was in sy vroeë 30's gewees. So, vir hom om te kom sê, julle berei my voor vir my begrafnis is reg, gooi maar dat dierolie uit. Moes vra ontketen het. Hulle moes begin dink het, maar wat gaan met hierdie ou aan? En dan sien ons die volgende Sondagoggend. Wat moet vandag ooreenkom? Dis die Sondag, die Palmsondag. Het hy Jerusalem binne gery op 'n donkie. En nie net dat hy nie disippels alleen ingery nie, die skares was daar. En ons lees hulle het geskree. Nou ek gaan nie kan skree nie, want my stem, weet jy of dit ding is, maar het gesê, prys hom, loof die Here. Hosanna vir die God wat kom. Sy naam is die Here, Jesus. Hy is ons verlosser. Hulle het palmtakke geswaai. Hulle was daar om die Here se naam groot te maak, om met 'n gejuig in Jerusalem in te kom. Die eerste ding wat Jesus gaan doen het, hy het tempel toe gegaan. Hy het die tempel gaan skoonmaak om die handelaars uit te jaag. Om die mense wat daar aankom te gesê, hierdie is my Vader se huis, dis 'n huis van gebed. Ek sal nie toelaat dat julle van dit 'n rowersnes maak nie. Ons ken dit. Ons het groot geword met die woorde. Ons weet, Jesus was uit die tafels gaan omgooi. Ons lees dit in Lukas 20, maar ons lees dit ook in al 4 evangelies. En dan gaan hy na die tempel toe, en hy begin die mense te leer. En ons lees, die volk was gretig om by hom te leer. So dis nie iets wat, hoorie, kom, julle word nou verplig, julle moet hier kom sit nie. Hulle het uit eie wil uit tempel toe gekom. Hulle het so toe gekom, want hulle wil die Here se woord kom hoor het. En dan sien ons, die Here het begin praat oor 'n komende lyding wat op pad is. Van al die dinge wat hy hulle geleer het, leer hy hulle dan ook van lyding. Hy vertel hulle byvoorbeeld die gelykenis van die boer in die wingerd, waar die eienaar se seun doodgemaak word, en waar hulle self aan vergelding blootstel. Daarmee sit hy hierdie komende stryd teen die Joodse establishment vierkantig op die tafel neer. Ons sien in Lukas 22, in hierdie selfde lyn, weier hy ook om na die pype te dans, van die skrifgeleerdes, die priesterhoofde, en selfs die familiehoofde.
Nou ons het nie vandag familiehoofde wat regtig gesag dra nie. Maar in die Bybelse tyd het 'n familiehoof amper dieselfde gesag gedra as wat die priesterhoofde gehad het. En dan sê hy vir hulle, want hulle het hom begin uitvra, hulle het hom begin vra, en dan kom hy en dan sê hy vir hulle, julle vra spruit uit skynheiligheid uit. Dis gebore uit skynheiligheid uit. En hy begin hulle vra wat hulle vir hom vra, begin hy te troef. Want hulle vra vir hom oor belasting, hulle vra vir hom, vra oor die opstanding na die dood uit. Want een van die antwoorde wat hy gegee het, as jy meer as een vrou op hierdie aarde het, wie gaan jou vrou wees as jy nie in die namaals kom, aan die ander kant kom? En hulle probeer vir hom vasvra oor sy afkoms van Dawid af. In Lukas 20 sien ons dit. Maar hy begin ook en hy berisp die disippels oor hulle sug na mag. In Lukas 22. Want typies mensdom, het ek nou iets bereik, so in die oomblik as ek iets bereik het, wil ek meer mag hê. En is dit nie vandag nog presies dieselfde nie? Die oomblik as iemand in 'n nuwe posisie by sy werk inskuif, hey, kyk wat, look at me, kyk waar is ek nou? Nou is ek op 'n ander vlak. Nou is ek nie meer dieselfde mens as wat ek was nie. Nou wil ek ander dinge kom doen. En Jesus begin dan te praat ook oor die ware grootheid. Wat is grootheid? Grootheid, die ware grootheid is die een wat dien. Ten spyte van die lyding wat jou deel kan wees. Want partykeer is dit moeilik om te dien. Partykeer is dit moeilik om die voete te gaan was. Soos wat ons sien wat in die nagmaal aand gebeur het. Maar ons sien ook dat Jesus begin die mense te leer. Hy begin hulle leer van 'n komende koninkryk wat op pad is. Hy praat eintlik die hele tyd oor hoe belangrik hierdie koninkryk is. Want ons sien in sy gelykenisse, vertel hy van die arm weduwee. Hy vertel van haar swaar kry, van die mense se swaar kry in se volharding in die tye van swaar kry. Ons lees dit oralste, in al die profesieë, in al die evangelies. Ons lees van die groot gebod. En dan lees ons, wie gaan nou eintlik in die koninkryk in? Nou dis nogal baie keer 'n toffie. Want baie mense dink, omdat ek dit so doen, is die deure vir my oop. Maar wat sê Matteus 21 en ander? Wie gaan in die koninkryk in? Die sondaar wat glo. Hy skets hierso 'n koninkryk met 'n wonderlike verhaal van 'n bruilofsfees. Wanneer daar ongenooide gaste sal aansit by hierdie koning se bruilofsfees. Want onthou die priesterhoofde en die familiehoofde en die skrifgeleerdes is die ouens wat die uitnodigings uitstuur. Julle is welkom by die huwelik. Maar dan kom Jesus en sê, ek sal mense inbring na die huweliks of na hierdie bruilofsfees toe, wat nie genooi is nie. Die sondaars wat glo. En dan brei hy uit op sy gelykenisse. Hy vertel die storie van die die getroue en die ongetroue slaaf. Hy vertel die verhaal van die 5 verstandige en die 5 onverstandige meisies. Die gawe van die muntstukke. En dan die pragtige gelykenis oor die laaste oordeel. Met die metafoor van die skape en die bokke. Maar ons sien, hy gaan elke aand uit Jerusalem uit. Hy gaan Olyfberg toe. En dis wat my die meeste tref, is dat hy elke aand, nadat hy die dag in die tempel spandeer het, nadat hy reg deur die dag mense geteach het, Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, elke dag, gaan hy Olyfberg toe, en dan keer hy die volgende oggend terug, na die tempel toe.
om die mense te leer. En ons lees in Lukas 21, in die môre vroeg het die volk dan weer in die tempel na hom kom luister. So die volk het tempel toegekom, want Jesus was in die tempel. Ekskuus tog, en dan in die laaste aand, die donderdag aand, na die nagmaal, sê Lukas, het Jesus weer die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan. Dit wil sê, Jesus gaan na die plek toe waar hy elke aand gaan spandeer het. Van Sondag aand af het hy elke aand het hy Olyfberg toe gegaan. Eintlik is hy na die tuin van Getsemane toe, maar dit is in of op die Olyfberg, ek weet nie, is 'n tuin op of in, maar dis daar by die Olyfberg, is die tuin van Getsemane. So, Jesus is elke aand soontoe, en ons weet, Jesus het elke aand in die tuin van Getsemane, het hy na sy Vader toe gegaan. Hy het gaan bid, hy het gaan krag vra, hy het gaan sweet, hy het bloed gesweet, hy het hulp gevra, hy het erkenning, weet ek nie of hy erkenning gaan vra het nie, maar hy was die hele tyd van Sondag aand af in gesprek met sy Vader gewees. Hy het geworstel in hierdie gebed, en uiteindelik is hy deur Judas verraai in dieselfde tuin. Want Judas het natuurlik geweet waar hy gaan, want Judas het van Sondag aand af elke aand saam met hom gegaan. Die disippels het saam met hom Olyfberg toe gegaan. Hulle het presies geweet waarna toe gaan Jesus en waar gaan Jesus beskikbaar wees. Hy het ook geweet, donderdag aand gaan Jesus daar wees. Nou sê jy vra, hoekom het ek net nou gesê, hierdie week tref my so? Wel, ek dink dit het te maak met my eie blootstelling aan hierdie verhaal van Jesus. As jy Lukas en Handelinge deurlees, wat ek so rukkie terug gedoen, en dan kan jy sien wat se effek het dit op jou. Want dit is net die evangelie nie, uitbreiding van die evangelie nie, maar dit het met Jesus te maak. Handelinge is 'n verhaal van die Gees en die kerk. Maar dit sentreer nog steeds die boodskap sentraal oor Jesus. Jesus wat ons goeie nuus is. Jesus wat ons verlosser is. Jesus wat sy lewe vir ons opgegee het. Maar daar is nog 'n dieper rede. Jesus haal gereeld uit Jesaja uit aan. Ek het dit net nou gesê. En onthou, Jesus is die hele tyd reg in sy bediening. Soos wat dit in Jesaja bespreek is. Dis asof ons nie kan anders gaan om te gaan sê, Jesaja 50 kan Jesus se verhaal wees nie. Jesaja 50 is Jesus nie. Want woord vir woord, soos wat ons Jesaja 50 lees, sien ons Jesus in elke woord raak. Want hierdie diensknegt in Jesaja 50 word geskep soos volg. Dis 'n disipel of 'n leerling van God. God het sy ore geopen. God het hom geleer om te luister. God het hom geleer om die regte woorde te gebruik. Maar God het hom ook geleer hoe om dit te gebruik. En dit gebeur daagliks. Dit gebeur sonder teesterwilling. Dit gebeur ten spyte van aanslae, ten spyte van teestand wat hy in sy bediening het. En dan sien ek hoe Jesus na hierdie berg toe gaan, hoe hy in gesprek met God gaan sit, met oop ore, besig om te luister, besig is om te hoor, wat gaan môre gebeur? Wat moet ek môre met die volk deel? Wat gaan ek môre leer in die tempel? Hy het nie teruggeduins nie. Al het hy hierdie aanvalle van oral afgehad. Hy het gegaan om mense te gaan bemoedig, om hulle deernis raak te sien, om in liefde met hulle te gaan werk. Want ons sien, die diensknegt word beskryf as 'n profeet predikant. Of nie predikant, die prediker. Ja, profeet prediker.
Hy praat die wat moeg is, praat hy moed in. Selfs die wat in 'n rebellie teen God is. Ten spyte van die fisiese leed wat hulle hom aangedoen het, gaan hy aan en hy bemoedig nog steeds. Maar nie net in die algemeen nie, maar hy het woorde vir spesifieke situasies. Selfs toe hy in die kruis gehang het, met ondenkbare pyn, het hy nog steeds bemoediging gegee. Het hy nog steeds vir die persoon langs hom die vrede gegee. Hy is 'n profeet-prediker. Ek lees juist hierdie week van 'n ding wat Gordon MacDonald geskryf het. Dis die onderskeid tussen predikers en profete. Ons sien Jesus is 'n profeet en 'n prediker, maar hierdie Gordon MacDonald sê, daar's 'n verskil tussen die twee. 'n Prediker verkondig die tydlose waarheid van God. Profete, die spesifieke woord van God vir 'n spesifieke situasie waarin die mense of die volk hulle op daai oomblik bevind. 'n Profeet onderskei die kairos van God, die tyd van beslissing, die tyd wat jy nie kan vermy nie. En dit is hoe ek Jesus op die berg gesien het. Hoe hy dan weer in die tempel is. Hoe hy besig is met die indringendste dialoog van sy lewe. Besig nie net om vrae te antwoord nie, maar ook om 'n werklikheid te skep. Om vir die volk te vertel, om die sondes van hulle leiers aan die kaak te stel. En nie terug te deins vir die onvermydelike reaksies wat gaan volg nie. Ons sien dit in ons eie lewe vandag. Die oomblik as iemand ontbloot word in ons regering, die gevolge vir daai arme ou wat dit ontbloot het, is skrikwekkend. Ons beleef dit vandag nog. Daai tyd was dit dieselfde gewees. Jesus het as 'n boodskapper gekom en hy het vir hulle vertel wat aangaan met julle leiers. Hier is 'n koninkryk, hier is 'n nuwe geloof. Volg my. En hy is gekruisig. Hy kies wel sy tyd, maar eers moes die hele volk blootgestel word aan sy boodskap. Hy gaan elke dag tempel toe, en ons sien die volk het hom gevolg tempel toe. So die boodskap het uitgekom by die volk wat Jesus wou verkondig het. Maar hy het geweet, die kruis wag, die einde is naby, en hy is en hy was onwrikbaar in sy oortuiging gewees. Hierdie diensknegt is volledig getrou aan God. Hy rebelleer nie teen sy opdrag nie. Hy vra. Hy draai nie weg van bespotting af en veragting en hierdie fisiese marteling wat met hom gebeur het nie. Hy ontstel hom nie oor wat met hom gebeur nie. Want hy het 'n opdrag om uit te voer en hy voer dit ten volle uit. Dan sal ons sê, hoekom nie? Hoekom het hy nie die emosionele kant, die menslike kant gewys nie? Sou ek en jy daar weer kon gaan? Sou ons nog steeds opgestaan het elke oggend? Sou ons nog steeds gedoen het wat Jesus gedoen het? Of sou ons op 'n stadium gekom het en gesê het, genoeg is genoeg. Jesus het nie. Omdat hy geweet het die woorde wat hy moet vertel, kom van die Here af. Hy het dit immers elke dag by die Here gekry. Die Here het hom gehelp in die uitvoering van sy opdrag. Hy het nie self besluit, dis wat ek moet gaan doen nie. Hy het geweet, God is naby my. En God sal hom nie in die steek laat nie. God het hom onskuldig verklaar. Tot die verleentheid van die wat hom aankla. Want die aanklagte was daar gewees. Weereens, die woorde kan op baie mense van toepassing gemaak word, maar het pas Jesus doodgewoon die beste. Veral in hierdie laaste week van sy lewe.
Hy hoor God se woorde vir elke dag en hy gaan lewer dit af onverdund. Hy maak nie staat op sy eie krag nie. Hy kom op 'n plek wat hy sê, ek is nie in staat daartoe nie. Hy is nie in opstand nie. Hy rebelleer nie. Hy deins nie terug nie. Hy verlaat God nie. Hy kom op 'n plek wat hy sê, God het my gestuur, dit is my boodskap. Ek is tot in die laaste instansie getrou aan wat God wil hê ek moet doen. En dis die woord van God vir my en vir jou vandag. Ek het al voorheen hierdie storie vertel van 'n vrou met 4 kinders, wat net na haar 4de kind, het haar vriende vir haar 'n speelhok gestuur. En sy het 'n dankie sê briefie geskryf, en sy gesê, baie dankie vir hierdie speelhok, dis 'n wonder, dis die wonderlikste ding wat julle vir my kon gegee het. Ek gaan sit elke middag daaraan en ek gaan lees my boek, en die kinders kom nie naby my nie. Daar sy. Ons as mense, wat dink dat jy dit met jou Christenskap ook kan doen, om net so 'n bietjie van die lewe af weg te kom, om net so 'n bietjie van ons Christenskap af wegkom, dat ons in 'n speelhok moet inklim net om onsself te kom ontdek, sal teleurgesteld word. Want Jesaja 50 vertel vir ons die teendeel. Die lewe is in jou gesig, maar is ook op jou rug. Jy vat hom saam. As jy jou kruis gevat het, gaan jy jou kruis saam met jou dra. As 'n ou Utah Phillips wat eendag gesê het, julle almal ken die gesegde, you can't make an omelette without breaking an egg. The same is true with confronting evil. Partykeer moet iets breek. Dit is die ervaring wat ons almal, wat getrou is in ons disipelskap, in ons lewe moet toepas. Daar is ongelooflike risiko's in die navolging van die Here Jesus. Ons weet dit. Dis 'n pad van lyding, dis 'n pad van ontbering. Maar daar is geen ander manier nie. Ons is geroep om radikaal anders as die wêreld te leef. En dit bepaal, of dit vereis van ons, dat ons groot eise in ons lewe gaan hê. Dinge gaan met in ons lewe gebeur, wat ons op 'n stadium gaan voel, ons wil handdoek ingooi. Nou, handdoek is nie gemaak om in te gooi nie, handdoek is gemaak om jou af te droog. So as jy wil kom en sê, ek wil handdoek ingooi, dan moet jy besef, ek kan nie die ding gaan weggooi nie, want ek het hom nodig. Ek kan nie my Christenskap weggooi nie, want ek het dit nodig. Ek moet volhou en ek moet deurgaan daarmee. Opgee is nie vir gelowiges nie. Die oomblik as die skoen te hard druk, dan sê ons, dankie Here. Dankie dat U in my ore fluister. Dankie dat U daar is in my tye van nood. Ek kan nie anders as om weer by U voete te kom sit en weer die volgende boodskap te kry nie. Want daar's 'n groot waarheid in tot rus kom. Die Here sê vir ons gereeld, ek het hierdie week baie gelees ook, en dit het baie by my opgekom ook, kom in die Here se rus. Kom tot rus in die Here. As 'n mens aanvaar dat jou pad is daar niks meer om oor te worry nie. Ons moet begin om te aanvaar, dit is die lewe wat ons het. Daar's niks so verskriklik in jou pad, wat God kan weghou nie. Die pad wat die Here vir jou uitgestippel het, is die pad wat jy moet loop, en is die pad wat jy moet volg. En is die pad wat jy sal loop. Uiteraard moet 'n mens ook dan nou daagliks na die Here toe gaan. En daagliks met die Here gaan praat. En vra vir leiding vir hierdie lewenspad waar jy opgesit het. Want dis presies wat God doen. Hy praat daagliks met jou. Hy gee nie vir jou maandeliks of weekliks of jaarliks jou opdrag en sê, gaan doen dit nie. Hy gee vir jou daagliks. Gaan elke oggend na sy voete toe en sê, Here, wat beplan U vandag vir my? Waar wil U hê vandag moet ek die lig skyn?
Wees 'n leerling vir God, sodat God jou ore kan vul met sy woorde. Om te sê, dit is jou pad. Die pad wat ek wil hê, jy moet loop. Daagliks. As jy eenmal 'n jaar gaan jy iewers langs die pad verdwyn. Iewers langs die pad gaan jy van die pad afraak. As jy nie daagliks incheck om te sê, soos Jesus, Here, wat nou? Ek gaan sonder myself af. Ek gaan na my tuin van Getsemane toe. En ek gaan raak rustig voor die Here. Daar's 'n groot stuk berusting wat kom as 'n mens aanvaar en jou fokus plaas op die doen en die wil van God in jou lewe. En as jy nie daarteen stribbel nie. Want dis ons die maklikste. Dis wat ek wil hê, nee Here, ek kan nie. Ons is so gemaklik om te kan begin teestribbel, dat dit soms 'n tweede natuur raak. Want ons is nie geroep om nie direkte vergoeding vir ons lyding te verwag nie. Hoe gereeld gebeur dit in jou lewe, wat jy deur 'n swaar proses gaan, en dan wil jy jou vergoeding hê ook hê. Want dit is een van die moeilikste uitdagings vir diens, is hierdie stryd wat ons as mense het teen selfsug. Ons egos roep ons nie uit, of ons egos roep ons uit vir erkenning. Ek het mos nou hard gewerk, ek het mos nou dinge gedoen, ek wil die kollig ook 'n bietjie op my hê, want sien julle alles wat ek gedoen het? Hoekom sien julle nie raak wat ek alles gedoen het nie? Klink dit bekend? Is ons nie daar wat ons iets hard werk, wat ons kon kom en sê, maar niemand het iets gesien wat ek gedoen het nie. Ek het 'n lewe verbygegaan en ek al hierdie goeie goed gedoen, maar niemand erken my nie. Ons wil so graag hierdie tap op die skouer kry om te sê, well done boy. Maar as ons gaan lees na Jesaja 50 en sien ons 'n totaal ander storie. Luister, neem jou uit die kollig uit. Die oomblik as jy begin luister na wat God vir jou sê, luister wat jou medegelowige vir jou sê, dan plaas jy die kollig op die persoon wat dit doen. Jy plaas die kollig op die persoon wat jou inspireer om te dien. En dit is so anders as wat die geval in die wêreld is. Ek wil erkenning hê, maar die oomblik as jy gaan begin luister, dan gaan jou erkenning gee vir die een wat dit werklik toekom. Die beloning moet toekom aan die een wat die goeie doen. Dit lê baie keer, eintlik meestal, lê ons erkenning in die toekoms. En dis waar ons dit wil hê. Ons wil nie nou die erkenning hê, ons wil eendag die erkenning hê. Eendag moet God kom en sê, jy het my gedien. Jy het jou medemens gedien. Hier is jou erkenning. En dis die beste beloning as blote gehoorsaamheid van die Here se wil. Ons wil nie die dankie sê van mense hê nie. Ons wil nie erkenning van mense hê nie. Wanneer dit kom, ja, dit kom, geniet dit. Maar as dit nie kom nie, neem verlief daarmee en sê, ek het nie nodig om altyd erkenning te kry nie. Ek het nie nodig om die kollig op my te hê nie. One day, eendag gaan dit wees. Want ons is geroep om hierdie op aarde te wees, om te dien met grasie en elegansie. Nou dit is seker een van die moeilikste dinge om te doen, is om te gaan en te gaan sê, ek staan op, jy het my geskop, ek staan op, ek gaan stap 'n tweede en 'n derde en 'n vierde myl saam met jou. Dis seker die moeilikste ding om te doen, as iets met jou gebeur, om te sê, ek staan op in grasie en elegansie. Al is daar kwaadwilligheid teen my, al is daar onbekwaamheid en dinge wat in my lewe gebeur, en mense trap op my om op te staan. Jesus het Judas, die ou wat hom verraai het, wat al die vorige donderdag aand gesê het, jy gaan my verraai, het hom verdra.
Hy het ons saam met hom gevat elke dag berg toe. Sy disippels het saam met hom gegaan. Sou ek my verraaiers kan verdra? As iemand teen jou draai, sal jy nog steeds elke aand saam met jou nooi na jou huis toe? Na jou stilte plek toe? Na die plek toe waar jy 'n gesprek met die Here gaan. Hy het Petrus, sy verloner, verdra. Sal jy iemand verdra wat jou verloon? Hy het Paulus, sy vyand, een van sy getrouste diensknegte gemaak. Sou jy iemand wat jou opponeer, wat jou opponent is, jou vernoot maak? Wat jy weet wat besig is om jou te verraai, te verloon, jou vyand te wees, inbring en sê, ek maak jou my vernoot. Is ons daar? Ons is geroep om mekaar lief te hê. Maar ons sit op onsself baie keer voorwaardes. Ek sal jou lief hê as jy my nie verloon nie, my nie verraai nie, nie my vyand is nie, nie. Ons is almal daar. Daar is nie kort paaie na vervulling van ons lewensroeping nie. Die Here het ons 'n roeping gegee en dit loop deur hierdie seer van omgee. Want baie keer is dit nie maklik om daai persoon lief te hê nie. Maar dit kom tot stand in die pyn van misverstande en teestand. Dit vra ons om ons kruis op te neem en maar nie net op te neem nie, maar om dit end uit te dra. Maar as ons bereid is om hierdie risiko's te neem, as ons bereid is om lief te hê ten spyte van die koste daarvan, want daar is kostes om lief te hê, dan kan ons uitsien na wat God gaan doen in ons lewens, hoe hy met ons gaan praat, hoe hy elke dag ons gaan vervul, hoe hy die woorde op ons mond gaan lê. Soos wat Jesus vertel in die verhale van die komende koninkryk. Veral na hierdie bruilofsfees wat op pad is. Wat wag vir die wat getrou is aan ons Here Jesus. Daar is 'n bruilofsfees. Hy is op pad. Is jy gereed? Is jy 'n genooide gas? Of is jy die sondaar wat glo wat Jesus na die tafel toe gaan bring? Wat Jesus gaan bring om te sê, jy is my gas. Jy is die een wat ek aan my tafel wil hê. Of is jy die een wat die notas uitskryf, wat hier buite staan en sê, daar is 'n bruilof waarna daar toe mense genooi is. Jy kan dit net in jou hart die uitklaring kry daarvoor om te sê, ek is 'n genooide gas, of ek is 'n sondaar wat glo. Kom ons sit so in ons buigie hoofde. Almagtige God en Vader, U is die een. U is die een wat ons lief het. U is die een wat met U krag ons verlede uitvee. Nie net in ons gedagtes nie, maar ook in ons lewens. Here, U vergewe ons sondes. Maar U bring ook die nou wat in U krag is, in U glorie is, in U liefde is, in sodat ons U almag kan beleef. Here, ons lewens is soms so gevul met die donker, maar U lig is sterk. U lig versterk ons. Dit skyn helder in ons, want U lig is Jesus Christus. Here, ons gaan hier in 'n week in, wat ons simbolies dag vir dag
in die tree stap. Waar ons begin om die tempel skoon te maak. Waar ons gaan leer en gaan hoor hoe dit is om die voetspore te volg. En dan uiteindelik gaan ons u liggaam breek donderdag aan. Waar u Vrydag in die graf sal ingaan. Waar u vir ons sal sterf. En waar u Sondag sal opstaan. In 'n verheerlikte liggaam. En waar u sal gaan om te gaan om ons sonde te vergewe. Here, u krag, u majesteit is bo enigiets op hierdie aarde. U liefde, u vrede is bo menslik. Here, baie dankie dat u ons as ongenooide gaste aan die tafel laat sit. Dat u vir ons 'n bruilofsmaal gaan voorberei het. Maar Here, my gebed is vandag, hou ons gereed. Hou ons soos die 5 wyse meisies gereed. Laat ons lampe ten alle tye vol is. Dat ons daar kan wees, in afwagting, wanneer die trompette gaan blaas. Wanneer u gaan kom, om vir ons die tafel te dek, en reg te maak, sodat ons 'n finale nagmaal saam met u kan aansit. Ons loof u naam, Here, ons prys u, maar ons vra dat u daagliks ons lewenspad vir ons sal verlig. Dat ons elke oggend kan opstaan en te sê, vandag is 'n dag wat die Here geskaap het. Vandag is 'n dag wat reeds geseën is. Want my Jesus seën my dag vir my. Hy het my opgestaan. Hy rig my. En hy het hierdie pad, my lewenspad, vir my alreeds gevul. Met sy liefde, met sy vrede, maar ook met sy lig. Dankie, Here. Dankie vir genade. Dankie vir vergifnis van sondes. En dankie dat U ons rig. Amen.